Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons gaan vandag so 'n bietjie met mekaar praat oor boelies en oor boeliegedrag. Ek wil eers 'n vers dat ons saam lees. Romeine 12 vers 20. Daar staan: As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Ek dink as ons praat oor boelies, dan gaan ons gedagtes gewoonlik na die skoolgronde toe. Daar waar jy 'n seentjie of 'n dogtertjie kry en hulle boelie kleiner kindertjies en dis ek vat jou broodjie of ek sê jou sleg en ons gedagtes gaan gewoonlik soontoe. Maar ek dink as ons wil eerlik wees, kan almal van ons stories vertel van waar ons boeliegedrag ervaar het. Ja, ek dink as ons dink oor die werksplek, hoeveel kollegas boelie nie mekaar deur afbreekende woorde of rugstekery nie. Ons sien dit oral. Ons hoor baie oor boeliegedrag deur middel van die kuberruimte, waar mense mekaar deur middel van sosiale media absoluut boelie en sleg sê en seer maak. Ag, ek dink ons kry dit in woongebiede waar bure mekaar afbreek en sleg maak. Ons kry dit selfs in ons intiemste hartsruimtes waar gesinnetjies saam mekaar dalk manipuleer of afbreek of sleg sê, stikkend laat. Boeliegedrag. Die een ding wat ons mekaar moet sê oor boeliegedrag is dat boeliegedrag openbaar gewoonlik seer en hartseer. Ja, baie keer is die boeliegedrag eintlik 'n bietjie wys, kyk hoe seer is my eie hart. Ag, ek dink sommer net aan Kain en Abel. Toe Kain vir Abel geboelie het en later mos nou eintlik so geboelie dat hy hom doodgeslaan het, die fout het nie by Abel gelê nie. Die fout het by Kain gelê. Die probleem was by Kain en hy het dit geprojekteer na Abel toe. En dis 'n tipiese voorbeeld van boeliegedrag waar iemand seer het en hy probeer daai seer beter maak deur iemand anders te boelie. So hoe gemaak met boelies? Omdat ons nou vir mekaar sê boeliegedrag wys eintlik seer en pyn in die boelie se lewe, begin ons deur jammer te kry. Ons begin na daai persoon te kyk en sê, weet jy, ek kyk verby jou boeliegedrag. Ek sien die seer agter die gedrag raak. Tweede ding, daarom begin ek vir jou bid. Ek bid vir jou en ek bid dat daai seer aangespreek sal word. En die derde ding, ons oorrompel met liefde, met Jesus liefde. En dis wat ons teksvers sê, ons oorrompel met Jesus liefde. Wat gemaak as ek en jy die boelie is? As ons agterkom, ons word nie geboelie nie, maar ons boelie, dan is dit baie belangrik om jou gedrag te analiseer en te besef waar dit vandaan kom. Dink 'n bietjie, wat is dit wat maak dat jy hierdie begeerte het om seer te maak? Partykeer is dit 'n maklike ding om aan te spreek. Spreek dit dan aan. As jy egter agterkom, jy boelie mense, maar die oorsaak van hierdie gedrag lê dieper, wil ek vir jou vra, gaan na iemand toe wat jou kan help. Gaan gesels met iemand. Ons word oorrompel deur Jesus liefde. Laat Jesus liefde ook die boeliegedrag wegvee van hierdie aarde af. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.